Yeah. Yeah. Yeah.
Goeiemôre, môre broers en susters. Ek het koue vanmôre. Welkom aan almal. Ons predikant is met verlof. Dink ek gaan jag saam met sy kinders. So ek hoop hulle kry lekker koud as hulle so loop. Namens die kerkraad 'n paar afkondigings. Die kollekte vandag is vir die Emeritaatfonds. En môre verjaar Sanet van Onselen. Donderdag Christotron. Môre is 'n vakansiedag, is jeugdag. Vir ons is dit seker braaidag. En vandag is Vadersdag, so baie gelukkige Vadersdag aan al die vaders hier by ons. Kom ons raak vir 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en getrou bly tot in ewigheid. Kom ons sing ons lofpsalm. Sing saam Psalm 145 en sing daarvan vers 1 en 2. Kom ons staan almal saam en ons sing ons eerste lofpsalm, Psalm 145 vers 1 en 2. En so hoog in heerlikheid wil ek verhef vir ewig en altyd. Die konings hier wat alle kroon oorstraal, wil ek verhef in onvermoeide taal. Die Heer is groot, daar is geen sanggeluid, wat ooit sy lof in volle waarde uit. Dit is 'n see waar niemand in kan weet, dit is 'n vloed waar ons geen grond kan weet. Kom ons bely saam ons geloof en ons sê almal saam in ons harte volgens die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons sit gerus. In ons geloofslewe, as leiding van ons geloofslewe, hou ek vir u voor die 10 gebooie soos opgeteken staan in Eksodus 20. In antwoord daarop, ons saam sing uit Psalm 19 en daarvan 2 verse. Nee, net 1 vers 17, ja. Ek lees voor. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie.
Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf, slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders, wat aan hom behoort nie. In antwoord hierop, kom ons sing saam, Psalm 19, ons sing daarvan vers 7. Kom ons staan en sing almal saam, Psalm 19 vers 1, of vers 7. Bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad die heilige naam weerstreef. Laat nie die sonde my oorheers, dan sal ek vry van groot oortreding leef. Laat tog my tong en mond, my hart se diepste grond, o Heer, op ek vertrou het, U welbehaaglik wees, wat in my hart kan lees, my rots op ek gebou het. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dank U, liewe Heer, vir die wonderlike genade voorreg wat ons het om weer in die huis te mag by mekaar kom, om as gemeente saam die lof te besing, saam te bid en die woord aan te hoor. Ons vra vandag, seën ons waar ons die woord open, waar ons daaruit gaan leer, maak ons harte oop en maak vrugbare grond in ons harte vir die boodskap wat U tot ons bring. Ons vra, Heer, vergewe ons sondes en reinig ons, sodat die grond waarop hierdie saad val, vrugbaar sal wees. Ons bid, Heer, vir die wat nie hier is nie. Ons vra, Heer, maak hulle harte weer warm en bring hulle weer terug in U huis. Ons vra dit, Vader, in die naam van ons Verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Sit gerus asseblief. Die teks wat ek vanmôre vir u voorhou, kom uit Johannes 20, en ek gaan lees vers 1 tot 18. Dit gaan oor die gebeure net na Jesus se kruisiging op die opstanding Sondag. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalene by die graf en sien dat die klip van die graf weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disippels toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat. Ons weet nie waar hulle hom begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eers by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eers by die graf gekom het ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan, maar Maria het buite die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het,
en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dis die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai om na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel van wat hy vir haar gesê het. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. En die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Die preek wat ek vir u voorhou, is 'n preek wat geskryf is deur 'n meesterpreekskrywer, Prof. Chris van der Walt van die Theologiese Skool in Potchefstroom. Die tema van die preek is, God se genade in Christus is groter as ons foute en ongeloof. En die teksvers is Johannes 20 vers 17. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God toe, wat ook julle God is. Broers en susters, wat verwag jy as jy na 'n graf toe gaan? En wat vat jy saam as jy iets wil saamvat? Dis moontlik dat hierdie vraag baie seer gevoel by sommige veroorsaak, omdat jy in so 'n situasie is of was, omdat jou besoeke aan die graf van 'n geliefde jou ontsteld en leeggelaat. Johannes sê vir ons dat Maria Magdalena die Sondagmôre baie vroeg by die graf was. Waarom sy daarheen gegaan het, sê hy nie vir ons nie, maar Markus vertel vir ons dat sy deel was van 'n groep vroue wat gegaan het om Jesus se liggaam met reukolie te behandel. Dit is gedoen om die reuk van 'n ontbindende liggaam te verdoesel. Dis duidelik dat niemand iets anders as die lijk van Jesus by die graf verwag het nie. Die graf is egter die naaste wat jy aan iemand wat gesterf het kan kom. Al is jy net naby die graf, voel jy ten minste op 'n manier die teenwoordigheid van die oorledene aan. Die geweldige gemis word op hierdie manier ten minste versag. Dit is waarom Maria nog by die graf gebly het, nadat die ander wat saam met haar na die graf toe gegaan het, weer weg is. Sy kan nie by die punt kom om te aanvaar dat sy nie weer kontak met Jesus sal hê nie. En daarom staan sy buite die grafkelder en huil. Alwaaraan sy kan dink is 'n liggaam. 'n Liggaam wat volgens haar verstaan van hierdie gebeure nou deur iemand anders weggevat is. Dis ook te verstaan dat sy so dink, want Jesus se dood en in mense se ervaring bly dooie mense dood. Maria verwag nie dat Jesus self uit die graf gegaan het nie, maar dat iemand hom weggevat het en sy wil weet waar hy nou begrawe is. In haar verstaan is Jesus nou onaktief. Hy kan nie meer in staat wees om iets te doen nie. Hy moet eenvoudig iewers lê. Maria is dus sonder uitsig en sonder perspektief, want die graf is leeg. Sy is besig met 'n in memoriam manier van optrede. Jesus is dood en sy liggaam is weg, en dis die einde van die verhouding. Ons maak ook dieselfde fout wanneer ons dink dat Jesus net gesterf het vir ons sondes. Hierdie fout is algemene gelowiges se taalgebruik oor Jesus. Hy het vir ons sondes gesterf. Maar ons egter meer as net sy sterwe. En dit is daardie uiters belangrike saak wat ons teks van ons op die hart wil druk.
Die verskuiwing in ons denke begin deurdat die disippels sien dat die graf leeg is. Johannes sien die doeke lê, maar hy gaan nie in die graf in nie. Petrus sien meer as dit. Hy sien ook die leë graf, en meer as dit, hy sien dat die kopdoek eenkant opgevou lê. Dis nie sprake van 'n lijk nie, maar van iemand wat aan die werk is. Iemand wat altyd klaar maak wat hy begin het. Soos wat hy die brokstukke laat optel het met die vermeerdering van die brood, so laat hy die kopdoek opgevou agter. Hulle sien dit en glo. Wat hulle geglo het is nie duidelik nie. Hulle kon moontlik slegs geglo dat wat Maria vir hulle kom sê het, naamlik dat die graf regtig leeg was en dat sy liggaam nie meer daar is nie. Hulle kon geglo dat hy opgestaan het, maar vers 9 sê dat hulle nog nie die skrif verstaan het nie, dat hy uit die dood moes opstaan nie. Wat sou alles in hulle gedagtes omgegaan? In Maria se kop was net die gedagte van sy lijk, wat enige normale mens 'n situasie van hopeloosheid sal bring, soos dit duidelik uit Maria se optrede gesien kan. En as Jesus wel met haar gepraat het, en sy hom nie herken nie, die vraag is, sal jy vir Jesus herken as hy met jou praat? Deur met haar te praat, bring Jesus haar in sy persoonlike teenwoordigheid. Maria het nou gekry wat sy so graag wou hê, want sy is by die Here. Hy verskyn aan haar, en hy noem haar op haar naam. Soos die goeie herder sy skape op hulle naam roep. Ons lees in Jesaja 43, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Toe sy besef wie hy is haar reaksie net so natuurlik deur hom om hom vas te hou, as wat dit natuurlik was om te aanvaar dat hy steeds lijk is. Toe sy besef dat hy leef, het sy hom vasgehou, omdat sy nie sonder hom wou wees nie. Sy het immers 'n lang tyd van haar lewe saam met hom deurgebring. Ons lees in Lukas 8 vers 2, waar Maria Magdalena, Jesus het 7 duiwels uit haar uitgedryf, en dat sy en 'n aantal vroue saam met hom deur die land gereis het. Sou sy sonder Jesus kon regkom op haar eie. Maar nou is Jesus daar vir haar, en hy moet nie weer weggaan nie. Sy wil hom vashou. Sy moet hom egter nie vashou nie, sodat hy kan weggaan nie. Daarom verbied Jesus haar om hom vas te hou, met 'n hoë wysheid. Dis nie omdat hy beswaar het teen die aanraking nie, want hy het immers kort daarna vir Thomas gesê, dat hy wel aan hom moet vat. Wat hy nie wil hê nie, is dat sy wil hê dat alles meer moet wees soos dit was voor sy dood. As sy aan hom vashou, dan is dit met die gevoel van, ek sal jou nie weer laat gaan nie. Sy wil beslag lê op hom. Sy wil hê dat hy hier by haar moet bly. Maar die omgekeerde is waar. Ons kan nie vir God by ons intrek nie. Ons kan hom nie by ons planne laat inval nie. Ons moet inval by sy planne. Jesus keer in elk geval nie terug na die ou lewe voor die kruis nie. Dis afgehandel. Daar kom nou 'n nuwe era. En terwille van daardie nuwe tydperk wat aanbreek, na sy opstanding lê die Here nou beslag op Maria se lewe. Sy het 'n boodskap wat sy moet gaan oordra, wat getuig van die nuwe begin wat hy in die lewe van mense maak. Sy, wat 'n vrou is, moet die uiters belangrike boodskap aan Jesus se broers en disippels gaan oordra. En dit is van baie groter belang, dat hulle moet hoor dat hy lewe, as wat dit is, dat sy hom vir haarself wil probeer vashou. Sy moet gaan en haar opdrag gaan uitvoer. Sy is in die Here se diens, nie hy in haar diens nie. En daarom moes sy die boodskap wat hy vir haar gegee het, gaan oordra. Sy sou graag wou bly, maar Jesus beveel haar te gaan. Hoe dikwels gebeur dit nie in die Bybel, dat 'n selftevrede mens uit sy selftevredenheid geruk word met 'n goddelike opdrag nie.
Dit was vir Moses so. Dit was later vir Paulus en vandag steeds vir ons net so waar. Die Here se werk moet die heel eerste prioriteit in my lewe hê, want die lewe eindig nie hier nie. Dit is omdat Jesus se lewe nie hier geëindig het nie, maar voortgesit word in die hemel by sy Vader. Dit is ook waar gelowiges uiteindelik al wees. Maar eers moet elkeen wat uitverkies is die boodskap hoor wat Maria moes begin vertel. Jesus sê in die teenwoordige tyd, ek vaar op na God, wat julle God is. Sy hemelvaart is die volgende fase van die werk wat hy gedoen het. En daardie fase kan nie hier op aarde klaargemaak word. Dit moet in die hemel by God gedoen word. By Jesus se Vader, wat nou deur geloof ook gelowiges se Vader geword het. Gaan draai hierdie boodskap oor. En wanneer dit gehoor is, kan hierdie Heilige Gees daardie boodskap in die hart laat posvat en groei en vrug dra, selfs in so 'n mate dat ons self vir Jesus se Vader kan sê, my Vader. By hierdie nuwe verhouding pas 'n nuwe aanspreekvorm, broers. Ons was vreemdelinge voor God, maar het in Christus deel geword van God se huisgesin. Jesus, wat van die hemel neergedaal het en verneder is om mens te word, verneder homself steeds om mense wat hom verlaat het, net voor sy kruisiging, broers te noem. Die bande word dus nie verbreek met Jesus se opstanding en hemelvaart nie, maar nuut gemaak. Nou is daar verwagting en hoop, omdat Jesus heel gemaak het, deur stukkend te word in ons plek. Broers en susters, wat gaan om in jou gedagtes en hart, as jy vandag ook getuie word van hierdie gebeure daardie Sondagoggend, wat ook op hierdie Sondagoggend en elke Sondagoggend onthou word? Glo jy dat Jesus werklik opgestaan het? Aanvaar jy dat hy werklik na die hemel opgevaar het, soos wat hy gesê het? As dit so is, dan roep die Here jou vanoggend ook op jou naam en gee hy vir jou die opdrag om met woorde en dade te vertel dat daar 'n nuwe begin vir mense gekom het. 'n Begin wat nie vir 'n tydjie strek nie, maar die ewigheid in. Ons kan nie nou al vir Jesus volg op sy pad hemel toe nie. Maar hoe bly ons agter? Bly agter deur die belangrikste boodskap oor te dra wat die mensdom nog ooit gehoor het. Jesus het opgestaan uit die dood en hy leef by ons hemelse Vader, waar hy ons plek gereed maak om by hom te wees. Gaan en gaan vertel dit vir al die nasies. Amen. Kom ons dank saam. Ons almagtige God, ons Here en Verlosser. Dankie liewe Here dat ons in die boodskap weer kan kry, dat ons weer kan herinner word aan die wonderoffer wat U vir ons gegee het, maar dat ons kan klem lê vandag op die opstanding, dat U opgestaan het en vir ons plek voorberei by ons Vader. Ons vra Heer, gee vir ons die moed en die krag om hierdie boodskap so te kan uitdra, dat ons dit onder mense kan verkondig en hierdie boodskap gaan vertel. Ons vra Heer, wees tog met ons geliefdes, herder en leraar, waar hulle ver is, behoed en bewaar hulle, en bring hulle weer veilig terug in ons midde. Ons vra Heer, vergewe tog ons sondes en reinig ons harte, sodat ons hierdie boodskap aan die wêreld kan verkondig. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser, ons opgestaande herder, Jesus Christus. Amen.
Ons nou geleentheid vir die aflegging van die liefdegawe. Kom ons sing saam ons slotpsalm, Psalm 145, en ons sing daar so vers 4 en vers 9. Kom ons staan almal en sing saam ons slotpsalm. Nadig en vir almal goed, dit is die grote liefde wat ons voer. U is voor al u maaksel steeds begaan, want almal alles het uit u ontstaan. Ek sal die lof verkondig van die Heer, dit uitdra altyd, oral keer op keer. Laat almal hier hom prys en almal saam, sing van sy heilige en grote naam. Ons bid saam om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons beskerm. Mag die Here tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Mag die Here ons gebede verhoor en aan ons vrede gee. Amen. Amen. Amen.